Here, dankie dat ons U kan ken. Here, U die God, wie se grootte ons nie eers amper kan beskryf nie. En dankie, Here, vir U woord, U waarheid in ons. En dankie, Here, dat U waarheid oor ons, Here, die allerhoogste waarheid is. Dankie dat niks, niemand kan staan teen U naam en waarheid nie. En dankie, Here, vir U lewende woord in ons midde, en dat ons ook nou in die naam van Jesus Christus, Here, ons vlees voor U kan buig, en onsself ook, Here, ons harte oop verklaar in die naam van Jesus, vir U woord. Amen. Nou ja, goeiemôre aan elkeen van julle, vir julle ouens wat inskakel. Baie welkom ook hierso by ons. Dis vir my, ek sien nou hier 'n man wat ek oorvrek. Is altyd lekker om een van my oudskoolhede te hê, of ja, sommer net weer te sien. En ek wil vir julle getuienis, ek kan vir julle baie stories vertel van hierdie ou, alles is oulik. Ja, alles van hulle is oulik en baie van hulle humor by, maar getuienis wat ek het om te vertel oor hierdie man hier voor. So 'n paar jaar terug skryf hy matriek. Nou, julle ken hierdie pad Christiana toe, en daar waar die FM-toring is, ek het nog nooit verstaan hoekom daar waar die FM-toring, hy sit maar soos jy van die kant af ry op linkerhand. Dit voel vir my daar waar die toring is, moet opvangs op sy beste wees, moet die syne op sy sterkste wees. En het julle al gesien, jy kan nou op Vodacom of op NTN of op whatever ding wees, wanneer jy so aanry na daai FM-toring, is daar niks. So kom hy, ek kan nie eens onthou wat hulle daai oggend geskryf het nie, hy trek weg in Christiana. Ons sit en wag vir die matrieks om aan te kom, hulle is al daar, hy is nie daar nie, ons het al appel, hy is nie daar nie. Ons begin al die vraestelle gereed kry om uit te deel, hy is nie daar nie. Toe het sy voertuig gaan staan by die FM-toring, daar waar geen sein is nie. En hy vat sy selfoon en hy bel, of stuur hy 'n WhatsApp, ek dink hy het 'n WhatsApp gestuur. Kan julle glo, en dis die getuienis oor hom, daar waar geen sein is nie, joep, gaan daai WhatsApp deur. En toe kom die lekkerte vir my, ek het toe nog daai Jimny van my gehad, en toe het ek 'n verskoning, om te kyk hoe vinnig daai Jimny, of mense om dan kan spin, en jy kan nie glo hoe vinnig kan 'n Jimny jaag nie, hy was betyds en hy het nog voor die ander klaar gemaak ook, en hy's deur, so lekker om jou te sien. Maar aan elkeen van julle goeiemôre, se vreugde om sommer net saam te wees, in die teenwoordigheid, en in die heilige naam van Jesus Christus. Nou, verlede naweek het ons vrouekamp gehad. En ek wou nou gesê het, ek staan verstom. Ek weet nie hoekom moet dit mens 'n feit jou verstom nie, want dit hoef jou eintlik nie te verbaas nie, maar ek staan net weer eens verstom hierdie afgelope naweek by die gedagte dat die woord werklik lewend is, lewendig is. Hoe 'n skrifgedeelte wat jy al kamp vir kamp gehoor het, al op jou eie gelees het en weer gehoor het, hoe jy hom op 'n Saterdagoggend hoor, of wanneer ook al in die loop van die kamp, en hy het skielik vir jou 'n heel nuwe betekenis as voorheen. En een so skrifgedeelte was nou nie op die kamp nie. Ek het hierdie afgelope Desember sommer weer, ek het op 'n paar plekke stil gestaan in die woord, maar een van my gunsteling gedeeltes is daardie laaste gedeelte van Johannes, waar Jesus vir oulaas 'n maaltyd het met sy disippels, en dan, ja, ek kan my nou glad nie met hom vergelyk nie, maar as ek nou dink, wanneer ons begin Kobai sê, in 'n laerskool vir graad 7's, en in 'n hoërskool vir matrieks,
Arme kinders, kyk, jy probeer nog al die jare wat vir daai ouetjie nog voor lê in hom in te preek, want jy het nog vir oulaas 'n geleentheid om met hulle te kan praat. En as mens kyk ook na hier by Johannes 12, 11, 12, 13 rond, is ook dan die opskrif van daardie gedeelte is Jesus se laaste lering aan sy disippels, sy laaste woorde, die laaste kans wat hy het om met hulle te gesels en met hulle te vertel oor die lewe en die betekenis van die lewe. So dit sit sommer net vir my so bietjie ekstra kosbaarheid in daai gedeelte, maar soos ek met hom doenig en 'n ou bekende gedeelte wat ons uit ons kop uit kan opsê. Lees ek en toe kom lees dink ek, maar weet wat, daar is soveel meer in hom. En dis nou al, hoe lank is dit nou al? 2 maande later, en ek is nog nie klaar met hierdie een skrifgedeelte, net een versie, en die diepte in hom nie. En dan sommer net so, ek wil nie sê raad nie, maar wat vir my werk. Ek het vroeër jare altyd 3 boeke tegelykertyd probeer lees. Ek het dit gedoen ook. En al wat jy dan op die einde doen, jy neem kennis van 3 boeke. In 'n kwessie, ja, hoe lank jy ook al vat om dit te lees. En ek het altyd ook soveel as moontlik probeer lees en opneem van die woord. En wat nou vir my werk, ek vat een skrif en in daai skrif een woord. En in daai een woord sal ek vir 'n week of langer bly, solank as wat hy vir my vashou. En dan kan daai een skrifgedeelte jou transformeer, want jy neem nie net kennis nie, jy maak hom jou lewe. En so is ek nou nog doenig met Johannes 14, vers 6. Net so agtergrond, Jesus het vir hulle gesê, moenie ontroerd wees nie, moenie hartseer wees nie, maar ek gaan na die Vader toe. En ek gaan hom vir julle plek voor te berei. En dan is daar nou 'n gepraat onder die disippels. En Thomas vra vir hom, maar Here, hoe gaan ons weet waar hy is? Hoe gaan ons by u kom? Hoe gaan ons weet? En dan antwoord Jesus vir Thomas en hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daardie 3 woordjies. En kom ons kyk vanoggend saam na daardie 3 woorde. In geheel, wat kan ons van hierdie skrifgedeelte sê, hierdie een vers? Ek kan nie dink dat daar 'n nog duideliker boodskap is as Johannes 14 vers 6 oor in wie lê ons redding nie. Wat is, as mens dit dan so wil noem, die weg na saligheid? Nie net deur die weg wat Jesus gebaan het vir ons nie, maar ook in hom. Maar kom ons vat hom so woord vir woord. Ons eerste woordjie wat ek hier geskryf het, weg, kom van die Griekse woord hadas af. Nou, net om die bord te verduidelik, ons gaan net werk met daai 2 gedeeltes. Hierdie het ek sommer net die beskrywings van die verskillende Grieks en hier en daar, ek dink ek het dalk 'n Hebreëse woord ook daar tussenin. Maar kom ons kyk wat beteken hadas. As Jesus sê, ek is die weg. Dit beteken, ek is die weg, ek is die pad, ek is die roete. Kom ons stop eers net by daardie deel, daai 3 woorde. Ek is die pad, ek is die weg. Wat beteken dit? Jesus het die weg gebaan. Hy het aarde toe gekom om die duiwel uit te klee, om sy gesag te vernietig, om die werke van die duiwel te vernietig, sy gesag plat te maak. En hy het ook gekom om die mens heel te maak. Nadat Jesus dit gesê het, 'n paar dae later, het hy dit toe gedoen. Die weg is gebaan. Die pad is oopgemaak. Klaar oopgemaak. Nie deur ons werke nie, nie deur ons pogings nie. Jesus het met een prys, een volmaakte prys, klaar betaal
vir alles. Dit is die weg. Ons ken dit. Saam met dit is hy ook die weg. In hom, in 'n verhouding met hom, is ons dadelik by die Vader. Kom ek verduidelik dit. As mens kyk na so eentjie verder daar in Johannes, hier by vers 10 rond, vra die disippels, wys ons die Vader. En dan sê Jesus, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien, want ek is in die Vader en die Vader is in my. En dan sê hy vir hulle, alles wat ek gedoen het, doen ek vanuit die Vader, want ons is een. So as julle nie, my woord nie vir julle genoeg is nie, dink dan in die werke. En dan kom hy by die werke, en dan sê hy vir julle, alles wat julle ook in my naam vra, sal ek doen. En wie julle ons saak so vas, by al hierdie dinge, as ons dit nou kan spreek in die naam van Jesus, gaan dit gebeur. Maar ons kom nie by vers 20 uit nie, waar hy sê, ek en die Vader is een. En julle is in my en ek is in julle. So wat is die weg na die ewigheid, na God, is Jesus. En die oomblik wanneer ek die Gees in my lewe toelaat, het ek die volheid van die Godheid in my. Dit staan vir ons, ek kan dit vir julle lees net weer, dat ek net hier by hom kom. Ekskuus, ek wil hom vinnig net hier probeer opsoek. Kolossense 2 vers 9. Want in hom, dis Jesus, woon die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. So dit is nie iets wat eendag gebeur nie. Ekskuus, hierdie is nou alles ou bekende nuus. Dis nie iets wat eendag gebeur het nie, of gaan gebeur nie. Jesus het die weg gebaan en in hom is ons klaar by God. Ek hoef nie te wag en te droom vir die dag, dat ek eendag in die hemel gaan wees en dan by God gaan wees nie. Hy is klaar by my. Dink bietjie net oor hierdie een gedagte. In Jesus is die volheid. En ek en jy het die volheid van die Godheid in hom. Wat beteken dit? Wat beteken dit vir jou? Om te weet, dat as ek hierso tree en stap en wandel deur die lewe, kan ek hierdie tree neersit in die volheid van die almagtige God. Kan ek oor dinge dink en droom en doen in die almag van die volheid van God. En wanneer ek slegte dinge beleef, ons het hierdie week in ons familie 'n bitter hartseer week beleef. En weet jy wat? In my is die volheid van die Godheid. En ek weet, daardie Godheid, nie net daardie Godheid nie, my Pa, my God, is groter as alles en in dit is hy in my en by my. Ek is nooit alleen nie. Hy is meer. Hy is genoeg. Meer is genoeg. In jou daar waar jy nou sit, woon en werk en leef die volheid van die almagtige God, Vader, Seun en Gees. Jy het dit. Jy het dit reeds ontvang. Die ewige lewe is nie eendag nie, hy het nou begin. Hy het al begin die oomblik toe jy die Gees van die God in jou het. Ek en jy leef nou die ewige lewe reeds. Ja, daar gaan 'n einde kom aan hierdie bestek, aan hierdie wêreld. En dan gaan ons saam met hom in die hemele wees. Hy sê hy het die plek vir ons klaar voorberei. En dit is waar hierdie ander woordjie vir my van die betekenis van weg nogal uitgestaan het, wat ek net nou gelos het, as ons kyk na die weg, die pad, die roete en die reis. Nou ek vrek oor die woord reis. Ek weet nie wie van julle hou van langpad ry nie. Ek is mal daaroor. Dat toe ons studente was, het ek en my neef telke male die langpad gevat. Dit was nog voordat jy aircon gehad het. Dalk was daar al aircon in die karre, maar nie in die skedonke wat ons mee rondgery het nie. So, as jy dan langpad vat, moes jy die vensters oopdraai
en dan is dit die lekkerste ding, as jy ry en jy het jou hand so teen die wind, en daar's net 'n gevoel van vryheid. Nou hou jy hom so, dan voel jy druk, en dan maak jy so, dan voel dit of jy hand afduik. Onthou julle hoe het mens so met die een hand so gegat saam met die wind, te lekker. En daai wind kom deur die kar en jy luister, jy en jou neef luister saam. Ek weet nie of dit goeie musiek is nie, maar dis die musiek wat jy like. Weet, en as die petrol begin min raak, dan hop jy dan net so op die beat van die musiek nog so 5 kilos verder. Dis lekker. En in daai kar, gesels jy met iemand wat jou verstaan en jy verstaan hom. En julle droom saam drome oor die toekoms. En weet jy wat die eindbestemming is daar? Dis waartoe jy op pad is. Maar die avontuur het reeds begin. Want as jy nou so sonder aircon deur die Karoo gaan, is daar niks lekkerder. As jy 'n windpomp sien en sien daar's 'n pyp by hom en die water spuit daar sterk uit om gou-gou te stop en jou kop daaronder te gaan indruk nie. Of as daar 'n dam is en uit water in daarin te spring nie. Dis reis. En dis lekker. En ons mis dit baie keer. Nou imagine. Jy hoef dit nie te verbeel nie. Jy kan dit net begin leef om te reis saam met Jesus Christus. Die een wat elke gedagte van jou ken. Die een wat jou in diepte ken. En ook die een wat die beste vir jou wil hê. Hoor dit. Hy reis saam met jou. Hy reis saam met jou dwars deur die lewe. Hy's met jou. Hy's by jou. Jy kan met hom gesels oor alles. As jy stikkend in jou hart voel, kan jy dit vir hom vertel. As jy wonderlik en lekker voel, kan jy dit met hom deel. Daar is niks lekkerder soos gedeelde vreugde nie. En daar's niks so vertroostend soos gedeelde hartseer nie. En ek en jy daai voorreg. En weet jy wat? Ons het nog die lekkerte om te luister terwyl ons saam met hom reis na sy drome oor ons. Want hy het 'n droom oor jou. Hy het 'n droom oor jou, maak nie saak op watter faset van jou lewe of watter fase van jou lewe jy jou nou bevind nie. Jesus Christus het 'n godgroote droom oor jou. En ek en jy het die voorreg in ons reis op aarde om te luister na sy droom en daardie droom met hom in sy krag te leef. Hy bied aan om elke tree van die reis met ons te wees. As ons kyk na Psalm 23, Psalm 23 vers 2, net so 2 woordjies oor die saamwees, oor die lei op hierdie aardse roete wat ons nog het. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. 2 soorte lei wat ons hier kry. Een in vers 2 en die ander een in vers 3. Die eerste een is, ons kyk na die lei. Waar soos hy? Nahal. Dit is om te beskerm. Kom ons stop net daar. As hy sê ek lei jou in vers 2, dan sê hy vir jou, ek beskerm jou. Ek sal jou beskerm, ek het jou. Jy het niks om te vrees. Jy het algeheel niks om te vrees vir die reis van die lewe, dit waarin jy jou vandag bevind nie. Want ek, die almagtige hemelse God, ek beskerm jou. As hy jou lei, dan sê hy ook vir jou, waar is hy nou? Ek onderhou jou. Dink net gou-gou. As jy nou 'n bekommernis het oor 'n ding. Ek weet nie wanneer laas jy ge-worry het oor iets nie. Maar het jy al agtergekom? Daardie gedagte of daai ding wat jou bang maak of daai ding wat vir jou besig hou. Ons kan vir hom bedink uit hierdie kant uit daai kant uit. Ons kan vir hom kyk van onder af, ons kan vir hom kyk van bo af. Daai ding het 'n manier om vir jou besig te hou en later in te sluk. Daai bekommernis, daai ding wat jy oorwonder. En dan sê Jesus vir jou, ek onderhou jou. As jy dink aan Matteus, wat sê hy daar?
Hoekom is jy bekommerd oor dit wat jy gaan eet, of wat jy gaan aantrek, of wat jy môre gaan doen? Man, kyk na die voëls. Hulle maak nie by mekaar in skure nie, maar ek onderhou hulle. Ek gee vir die simpelste kleinste voeltjie, gee ek kos. En weet jy wat jy gaan aantrek? Kyk na die lelies van die veld. Ek beklee hulle met krag. Hoor dan, as die lewende God vanoggend vir jou ook sê, ek onderhou jou. En dink nou daaraan, al daai energie en gedagte wat ons insit in 'n bekommernis. Dink bietjie as ons daai een woord, mediteer klink vir my volksvreemd, ek het nie daarmee groot geword nie. Maar as ek oor daai een woordjie dink, hy onderhou my. Daai een magtige, kragtige besef van Jesus het my en hy sorg. Ek en hom Pieter gesels net nou sommer oor hierdie wagtydperk wat ek en René Hammer nou vir 3 jaar beleef tussen werke. En hoe jy dit kan omwens. Of aan die ander kant, hoe jy die Here kan ervaar in daai tyd en hierdie seisoen ook geniet vir wat dit is. Die goue oomblikke in dit geniet. Want jy het die vrede om te weet, hy onderhou jou. As hy vir 'n voeltjie gaan sorg, selfs vir hierdie simpel spreeus wat hier so lawaai maak, dan sal hy vir jou ook sorg. Die vraag is, of ons vir hom kans gee, en of ons alles op ons eie probeer uitfigure, en self probeer doen. Dan, as ons verder aangaan met Nahal, om ek vat hom soos wat ek hom hier geskryf het, ek dra jou. Wanneer die lewe vir jou swaar raak, ek dink almal van ons kan daarvan getuig, is hy gereed om jou in jou arms te vat, die arms van 'n kragtige, liefdevolle pa, en jou te dra. Ek voed jou, ons het klaar na hom gekyk, en kyk dan na hierdie, as jy hom direk, hierdie is in Hebreëus geskryf, as jy hom direk uit die Hebreëus vertaal, om sagkens met sorg te lei. Kan jy in jou verbeelding die prentjie sien van hierdie kragtige God, Jesus, wat die bose oorwin het, daardie magtige krag, en tog in daai magtige krag, wat jou by die hand vat, en jou sagkens met sorg, nie met 'n klap nie, nie met 'n vingerwysing nie, sagkens lei. Dis om saam met hom te reis. Dit is die weg om te weet, hy is daar, hy lei my, en dan sal hy jou altyd bring na 'n plek van rus. Hy sal vir jou rus gee, hy sal jou verfris. As ek nou dink, ons wat in 'n dam gespring het, wanneer die Karoo vir ons die pad lank geraak het, en nou warm gekry het, ek en jy die voorreg om in die liefdevolle sorg en teenwoordigheid, hoor mooi, en teenwoordigheid van die almagtige God te spring. En hom toe te laat om ons te verfris. Ons gaan net ook kyk, hoe doen ons dit? Dan net so gedagte oor, ek gaan nou kom by hierdie laaste skof vir skof. Ek wil net kyk na vers 3. As hy sê, ek lei jou in die spore van geregtigheid. Hierdie ene is naga, en hy beteken ek bring of ek plaas jou. So wanneer hy vir ons die weg voorberei het, het hy vir ons geplaas. Nie op grond van wat ons gedoen het nie, hy sit ons in geregtigheid. En ek en jy kan leef, as jy kyk na geregtigheid, vanuit die volheid van geregtigheid waarin hy ons gesit het. Hy het ons waarde gegee om waardig met volle vrymoedigheid saam met hom te reis, want hy het ons geplaas in geregtigheid. En dan 'n belangrike laaste deeltjie nog van die eerste lei. Skof vir skof
elke stadium van die reis. In elke fase, in elke faset, lei hy ons. Elke tyd, elke kleine deeltjie van ons lewe is hy daar. In die goeie tye en in die slegte tye, weet dit. Weet dan ook vandag, in hierdie fase, daar waar jy jou nou bevind, in die fase van jou lewe, daardie reis is vir hom belangrik, ook daardie gedeelte. Daar is nie 'n tyd in ons lewe waarin Jesus Christus nie persoonlike goddelike belang in het nie. Ook daar waar jy jou nou bevind, is hy met jou. 'n Laaste betekenis van die woord weg, as hy sê, ek is die weg, dan beteken dit ook 'n wyse van dink, van voel en van besluite neem. En ek wil so rukkie stil staan by hierdie. As jy Jesus gekies het as jou weg, dan raak dit 'n leefwyse, 'n manier van leef. En om te leef in die volheid van Jesus, het jy veral 2 dinge nodig. Om te leef met aandag en met waarneming. Oom Kap het vanoggend hier met my 'n verhaal gedeel wat presies dieselfde sê. Om met aandag te leef, om aandag te gee op Jesus wat by jou is, in jou is. En om bewus te wees van sy teenwoordigheid. Kom ek verduidelik dit. So 2-3 jaar terug, ek het al die verhaal vertel, doen ek 'n kontrak, sommer so 'n los jobie vir die onderwysdepartement, en ek moet gaan kyk na matriek eindeksamens wat geskryf word by allerhande skole, in die ou Bophuthatswana, hier in Warrenton, Warrenwyl se dele, Pampierstad, 'n hele paar dorpe. My heel eerste skool, heel eerste oggend, trek vir my nou netjies aan, baadjie en das in hierdie somer, dis net simpel om so, maar ek is mos dan nou 'n verteenwoordiger van die departement, en ek kom by die skool aan, en nou gaan ek en nou kyk, dat alles nou, hoe doen hulle dit om reg te maak, dat die matrieks oordentlik kan eksamen skryf, en ons kom, voordat ons nou daar, voordat die kinders begin aankom, en ek gaan kyk na die skoolsaal waarin hulle skryf, ons kom in die saal, daar's daai saal vol bokke. Nie wat bokke, regte egte blerrende bokke. Daai goed skatter daar rond, hulle is oor die tafels heen, maar ek wip vir my en ek gaan daar en ek skrou asof dit my trop is, vleit vir hulle, kry sommer 'n paar onderwysers en ons jaag die bokke uit die saal uit. Maar dis 'n gemors. En in my kwaadheid kry ek 'n viesheid vir my situasie. Om van waar ek was in die onderwys in die Vrystaat in latere jare nou bokke ergens in die ou Bophuthatswana uit 'n saal te jag, en dis 'n tydelike jobie. En in my kwaadheid kyk ek af en daar op 'n mossie, so tussen die bossies rond. En ek weet, nie eers daai simpel lokasie mossie gaan val sonder dat die almagtige lewende God by hom is nie. En as hy daai vergete mossie, as hy hom voed, as hy weet waar hy slaap vanaand, as hy daar gaan wees die dag as daai voeltjie val, dan het hy my. En dit raak toe, ek het 'n hele boodskap gemaak oor om te let op hom. En dit raak toe my missie vir daai 6 weke van eindeksamen, wat 'n plek hoe ek ook al gery het, om uit te kyk vir God, om te fokus op sy teenwoordigheid. En ek kan vir jou die een verhaal na die volgende vertel, van hoe ek hom kon sien en ervaar. Leef met aandag. Leef met 'n bewustheid
van sy teenwoordigheid. As jy sy stem ken, soos om Kappie vanoggend verduidelik het, sal jy hom hoor. Die vraag is, luister ons? En sommer so vir die gewone lewe, het jy al agtergekom met hierdie selfoon ding? Kyk, dis nou ons nou baie makliker, en stuur gou vir oue 'n voice note met WhatsApp, en dan hoef jy nou nie 20 minute lank met hom te praat nie, jy kan jou sê sommer gou klaar, en hy kan luister op 'n geleentheid. Niks fout daarmee nie, ek en my broer kommunikeer so, want hy's besig en dan het hy dan tyd om vir my te luister, wanneer hy dan nou kans het. Maar het julle nou al agtergekom, hoe maak ons? Ons lees daai ou in fast, of luister hom in fast forward. Okay, WhatsApp het 'n manier om temerig te klink, so jy luister hom maar so op 1.5, maar later gooi jy hom full blast. Weet, laat die ou nou net sy storie klaar kry, jy wil net hoor wat het hy, jy wil net by die einde van die storie kom. En ek dink nogal ons doen dit wanneer ons boodskappe kyk hier op YouTube van preke, weet, sit daai dominee op fast forward sodat jy net by sy boodskap kan uitkom, dan mors jy dan nou nie tyd nie. So leef ons. En weet jy, dit is so simpel, soos as jy 'n boek vat, 'n storieboek, en jy lees nou net sy slot om te weet, okay, hier het ek dan nou by die punchline uitgekom. En as ek nou dink aan een van my gunstelinge, hulle het nou nie daai voorgeskrewe boek gehad nie, maar Kringe in 'n Bos. As ek nou dink aan hom, jy kan Kringe in 'n Bos se einde lees. En jy gaan presies weet wat is Saul Barnard, jy gaan weet wat het met Oupoot gebeur, jy gaan weet, het hy en Kate nou by mekaar uitgekom, maar jy mis die hele storie. Jy mis die goue oomblik, my gunsteling deel, van daar waar hy afpik in die bos, en die slak van haar rok se pand afval, en opkyk, en haar oë is die kleur van ou kershout. Die mooiste deel van daai storie. Jy mis die juwele, wanneer ons jaag net om by hierdie slot van die storie te kom. Dis waar die storie lê, is in die gebeure. My vraag aan jou, nie op 'n geestelike term nie, is jy op fast forward op hierdie stadium deur die lewe? Of leef jy met aandag? Dink bietjie, as jy môreoggend opstaan en sê, Here, wys my vandag meer van U. Leer my vandag nog iets van U. O Here, en terwyl U aan die leer is, wys my iets van myself en van die mense om my. En jy leef dan daardie dag doelbewus gefokus om te sien en te leer van God. Doelbewus gefokus om meer van jouself te leer. Doelbewus gefokus op die mense wat hier voor my sit of met my te doen het. Gefokus op hulle emosie. Gefokus op hulle storie. Want dis waar die pragt van die lewe lê. Is nie in die einde nie, is in die storie. In die storie om jou wat gebeur. Moenie die storie van die lewe mis. En dan gejaag na wie weet wat nie. Julle, ons hoef nie op 'n lang vakansie te gaan om 'n simpel ding soos die pad te geniet nie. In daai selfde tyd, ek moes na een vervlenterde skool gaan daar in Warrenton, maar dit gaan regtig wild en rof daar. Ek het die oggend vroeër opgestaan, ons sê altyd ons het nie tyd nie. As jy nie tyd het nie, dan is die ding net nie vir jou prioriteit nie. As 'n ding vir jou prioriteit is, sal jy tyd maak. En ek wou daardie oggend my reis na daardie skool saam met God geniet. So dit beteken nou so 4:30 vroeër op, en op pad Warrenton toe, as jy net so voordat jy oor die oorbrug gaan, is daar daai klein paadjie wat jy kan afdraai, en dit is nie 'n sleg pad nie, jy kan hom met 'n gewone kar ry, en hy's nie lank nie, en jy kan stop daar teen aan die rivier. Het jy al Warrenton toe net gaan sit? Net vir 20 minute, 10 minute. Daar by daai brug, al het jy 'n hektiek dag voor jou. Wel, vir my het dit gewerk. Ek kon daar, ek het nou nie koffie in die kar gehad nie, ek het 'n koeldrank gehad, en ek kon daar 'n koeldrank saam met die Here geniet. Jy sal nie glo hoeveel voëls daar onder daai brug nes maak nie, jy kan nie glo hoeveel woord in daai rivier is nie, om te weet, wat, hierdie Valrivier, hy was toe nogal redelik woelig, maar in die woeligste rivier sal ek jou vashou. En in jou is die lewende
fontein van lewende water. Dit was my gesprek, of God se gesprek met my, wat om Kappie vanoggend sê, gesels is 'n twee-rigting gesprek. Om nie daar te gaan sit met al die goed waarvoor ek smeek of waarvoor ek dankie sê nie, net te sit en vir God kans te gee om te praat. En raai wat? Alles wat hy in daai pragtige mooi oggend vir my gesê het langs die rivier, het ek 'n rukkie later in daardie skool nodig gehad. Want toe ek daar stop, toe is dit daai wat hierdie kinders wat met geeste en goeddoenig is, wat 'n kind soos 'n bees brul. Ja, dit was net een vreemde dag. Maar ek hoef hom nie my krag te gevat het nie. Ek kon daai dag staan in die krag wat my deur 'n lewende of 'n bruisende rivier vat. So die reis, die weg, ek en jy die lekkerte, om saam met Jesus te leef. Gefokus op hom, met aandag en bewustheid, en in die vredeswete, dat hy ons het, dat hy ons waarheid is. Dit bring my by die volgende woordjie, waarheid. As ons kyk na waarheid, aletheia, hy is in Grieks geskryf, aletheia, en dit beteken, kyk hom mooi, die allergrootste waarheid, in en bo alles, die allergrootste waarheid, in alles en bo oor alles. Ons het net gesing, U naam is oor alles. Sy waarheid is groter as die ding wat jou kwel. Sy waarheid is groter as wat jy van jouself dink. Sy waarheid oor jou is groter as wat die wêreld in jou geskiedenis vir jou vertel het. Want wat is sy waarheid oor jou? Net oor jou spesifiek. Dat jy geskep is na die beeld van die almagtige God. Dat jy beklee is met eer en heerlikheid. Dat jy as vrou sy beminde is, die appel van sy oog. Dat jy as man sy geliefde seun is. Dit is die waarheid oor jou. En daardie waarheid is groter as enige iets wat jou anderste wil probeer oortuig. Die allergrootste waarheid oor alles. En dan, as ons ook kyk na die woord waarheid, waar is hy nou? Ek probeer hom nou vinnig net hier, so kom ek lees hom van hier af, ek mis hom nou daar op die bord. Dit is ook, dis die allergrootste waarheid, en dan die belangrikste deel, dis die waarheid van God en mens. Ek kan nou kyk waar het ek hom neergeskryf. Sien julle hom hierso? Aletheia. Hier is hy. Dankie. Dus julle oë is goed om van daar af te kan sien en te kan lees, die waarheid oor God en mens. En daai is oor enige bygeloof of enige gebruik. Soos Jesus sê, ek is die waarheid. Wat is daardie waarheid wat oor enigiets is? Die waarheid van Jesus is, hy het gekom. Hy het die gesag van die duiwel uitgeklee. Hy het sy kop onder sy voete verbrysel. Hy het jou nuut gemaak. Hy het jou geheilig, gereinig, sonder 'n vlek of 'n rimpel gestel. Dit is die waarheid oor jou. Daar waar jy nou sit, is jy geheilig en gereinig. Ongeag wat jou gedagtes nou op hierdie oomblik is, of jy aan iets anders te sit en dink, jy word deur God gesien, geheilig en gereinig. Meer is dit, hy jubel en hy juig oor jou. Hy is stil tevrede oor jou. Dis die waarheid oor jou. Wat is die waarheid oor hom? Hy is liefde. Hy is alles. Hy is groter as alles, hy is meer as alles, hy is die Almagtige. Wat is nog 'n waarheid oor hom? Hy is nie vir jou kwaad nie. Die volle woede was op Jesus Christus, sodat ek en jy wat kan beleef, sy volle vrede. Die prys wat vir ons die vrede bring, was op hom. Dis die waarheid. Dit is die waarheid
wat Jesus Christus is. En dan 'n wonderlike deel, dit is ook daardie openhartigheid van gees. Wanneer ek los is van bedrog, los is van leuns, los is van voorgee, los is van enige iets. Want as ek sy waarheid vat, hoef ek nie meer. Het ek nie nodig om iets weg te steek nie. Het ek nie nodig om mense te probeer beïndruk nie. Het ek nie nodig om 'n ander te verkleineer of storieetjies te vertel nie, dan is ek vry. En net so kort ietsie oor vry, as ons kyk na Johannes 8 vers 31, as julle in my woord bly. Kyk bietjie mooi wat daar staan. Dis nie as julle my woord lees nie, dis nie as julle glo wat ek sê nie, as ons in sy woord bly. Dit wat ek net gesê het, as ons daardie gedagte koester en daardie waarheid bly bedink. As ons sy waarheid bedink, dan sal julle my disippels of leerlinge wees. Vers 32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dis hoe dit is. In die Engelse daai Passion, wat is hy, Passion Translation, as jy hom direk vertaal in Afrikaans staan daar, want as julle die waarheid omhels, sal dit ware vryheid in julle lewe vrystel. Wat beteken dit? Kan ek vir jou vra, wat is jou waarheid? Wat is jou gedagte oor jouself? Wat is jou gedagte oor God? Wat is jou gedagte oor jou toekoms? Wat is jou gedagte oor die mense rondom jou? Hoe ons gedagtes in lyn met God se gedagtes kan kry. As ons dan daai wat ons 'n tydjie terug gesê het vir mekaar, as ons daai gedagte vat en hom bring onder in gehoorsaamheid van Jesus, hoe doen ons dit? En hoekom wil ons dit doen? Sodat ons die volle vryheid in die lewe kan ervaar. Ons doen dit deur die eerste ding te erken. Baie keer dink ons, as kinders van die Here, is dit dan nou verkeerd om vandag met 'n bekommernis op te staan. Om vandag seer te wees of kwaad te wees. Jesus het die seer gevoel. Hy weet van huil. Hy weet ook hoe dit voel om 'n sweep te vleg en 'n spil uit 'n tempel uit te jaag. Hy ken emosie. So wanneer ek met God praat oor 'n ding wat vir my pla, oor 'n bekommernis wat ek het, dan erken ek dit en ek sê, Here, ek is moeg. Soos ek 'n tydjie terug al vir julle vertel het, van ek is moeg. Kan nie meer nie. Dit voel of ek nie meer kan nie. En die oomblik as ek kom by erken, God kan werk met die waarheid in jou. Hoor mooi. God kan werk met die waarheid, die openhartigheid, die openheid wat jy na hom bring. Dan gaan hy vir jou nie 'n vinger wys nie, maar hy gaan van jou oortuig van die waarheid, van ek onderhou jou, ek is jou krag, ek het jou waardig gemaak, ek is by jou. En as ek daardie waarheid hoor, dan kan ek dit bely. Ag, en hierdie is so bekend in ons gemeente. Wat is bely? Homo logio. Homo beteken een wees. Hoor mooi. Nie net saamstem nie, want dit is wat dit beteken. Homo logio beteken om saam te stem met die woord. Logos is woord. Maar om een te wees. En dis die geheim van vanoggend. Is nie net om net mee saam te stem nie, maar om met aandag en in 'n verhouding met hom een te raak met daardie waarheid. Om een te raak met die waarheid dat hy jou onderhou. Soveel so dat jy nie meer daaroor wonder nie. So ek is onrustig in my gemoed, ek noem dit vir die Here, ek hoor dat hy my onderhou. En ek stem saam. En ek bedink dit. En ek slaan ag op dit. En ek fokus op dit. Op sy grootheid in plaas van
die grootheid van die onrus in my. En nou kan ek bekeer. En wat beteken bekeer? Metanoia. Meta is saam met, nous om te dink. So wat beteken dit? Om anders te begin dink, om saam met hom te dink. So nou in plaas van, ek het nie beklei met daai onrustigheid in my nie. Ek het nie die hele tyd vir myself probeer sê, jy mag nie nou bang wees nie, of jy mag nie nou dit voel nie. Ek het dit vir Jesus gevat. En ek het sy waarheid gehoor, wat bo al enigiets anders is. En nou stem ek saam met dit, en ek begin te dink, soos wat hy dink. Wat doen ek dan? Ek draai my rug op die angs, en ek volg die hand wat my lei, die kragtige hand. Ek leef met daardie wete in my. En wanneer ek dit doen, dan begin dit te transformeer. Daai vrees wat ek gehad het, begin te transformeer na hoop, na opgewonde verwagting. En weet jy wat, later dink jy nie eers meer oor daai ding wat jy oorgewonder het nie. Jy begin God homself te beleef. En nou raak dit sommer van vrees na liefde toe. En jy ervaar liefde en vertroosting, en jy voel daai sagte hand wat jou lei. En jy sien die wonderlike van die lewe om jou, en dit raak in plaas van vrees die genot van die oomblik saam met Jesus. En wat gee dit vir my? Dit gee vir my gesag. Ek het tot nou toe nog nie beklei en gesê, ek moet nie meer angstig wees, ek moet nie meer onrustig wees nie, ek beklei nie met hom nie. Ek het daai angstigheid geplaas onder die kragtige hoop wat daar is in Jesus, onder sy naam. En die geheim, die lekkerte van dit is, ek en jy hoef dit nie in ons eie krag te doen nie. Jesus gee ons die krag om dit te doen. En dan het ek gesag, en in daardie gesag beleef ek vryheid. Dan is ek absoluut vry. Jesus is die weg, hy is die waarheid. En daardie waarheid maak vry. En in die vryheid van die geregtigheid waarna hy ons geplaas het, kan ons oorgee aan die laaste woord, Zoe, aan 'n lewe gewy aan hom. Dan is dit nie meer ek wat leef nie, maar hy binne in my. En dan begin ek te ervaar, wanneer ek so bietjie stadiger deur die lewe begin beweeg en hom hoor, hoe die lewe vir my nie net nuwe betekenis kry nie, maar 'n heel ander lewe raak. Hy bied vir ons, as hy sê hy is jou lewe, bied hy vir jou absolute volheid van die lewe in alle opsigte. Nie 'n gevrekte flou bestaan nie, die absolute volheid, die lewe in hoofletters. Dis die uitnodiging. Hy gee jou die krag om dit te doen. Hy gee jou die krag, waar ook al jy jou nou bevind, om aktief en kragtig te leef. En die belangrikste, 'n lewe gewy aan hom. Solank, as jy dink aan Lukas 17, vers 33, solank as wat ons vashou aan ons eie lewe, aan ons eie ou goedjies, gaan ons daai lewe ook maar verloor. Maar as ons lewe voor hom verloor, as ons dit wat ons dink en droom en voel vir hom gee, dan begin die lewe. En daai lewe raak net beter en beter en beter. Die uitnodiging vir oggend, van hy is jou weg en jou waarheid en jou lewe, is om die uitnodiging te vat van Jesus wat saam met jou wil reis. Elke tree. In die salige wete dat in alles hy daar is. Om te luister, in daardie reis saam met hom te geniet. Om dit nie verby jou te laat verbygaan in 'n fast forward of in 'n nie aandag gee nie, maar om met aandag
te leef. Aandag in jou omgewing, maar die aandag spesifiek gevestig om hom raak te sien. En stil te raak, sodat jy hom kan waarneem. En dan met waarheid te leef. En om die gedagtes wat ek en jy koester, die oortuigings wat ons het, die vooroordeele wat ons het, dit wat ons dink van God. Ek het al vertel van dit in my persoonlike lewe. Ek het gedink, ja, wat ek hoor van ouens, hoor by die Here, ek ervaar dit nie. En toe gaan lees ek wat sê die woord, waar hy sê, jy sal 'n stem agter jou hoor. En toe begin ek dit te glo, en dit raak my oortuiging. Ek hoor nog die stemme nie, maar ek kry die gewaarwording, en ek weet, en daardie waarheid lei my. En dan, terwyl ek weet wat die waarheid is, om daai waarheid nie net mee saam te stem nie, maar een te raak, om waarheid te bedink. Hoekom sal jy 'n worry en negatiewe goed wil bedink? As jy dit wat Jesus Christus vir jou bied, kan bedink. En glo my, hoe meer jy oor hom dink, hoe meer juwele kry jy nou dieper en dieper raak daai betekenis. En dan het ons die voorreg om gedagtes wat nie in lyn is met die waarheid nie, om eerder sy waarheid te volg, en sy transformasie te ervaar, en in daardie transformasie en vryheid is die absolute wonder van die lewe vasgevang. So my wens oor julle is dat jy die lekkerte, nie van 'n uitmergelende lang pad nie, maar soos 'n roadtrip van 'n lewe met Jesus Christus sal ervaar. En dat jy ingestel sal wees op hierdie reisgenoot wat vir jou alles gaan gee en vir jou die rigting gaan wys. En dat jy net die vrede en die vryheid daarvan sal ervaar om met hom te kan reis. Dwarsdeur die prettige goeders vir die lewe partykeer na ons kant te gooi. Baie van hulle is nie prettig nie. Maar deur dit nog steeds die vreugde van 'n reis in Jesus met Jesus kan geniet. Smaak ons oor toe, dan bid ons saam. Here, dankie dat U ons het van alle kante af. Dankie dat U die waarheid is. Dankie dat U waarheid oor ons en oor U groter is as enige gebruik, as enige ander gedagte. En dankie dat ons vanoggend net kan oorgee aan waarheid. Dat ons, Here, kan saamstem met U. En nie net kan saamstem met U, Here, maar dat U vir ons die krag gee. Here, dat U waarheid ons waarheid word, sodat ons kan leef in U waarheid. Here, in U droom, sodat ons ook hier op aarde in U, Here, ons goddelike potensiaal ten volle sal bereik en sal leef. Dankie daarvoor. Amen. Ja, die koffie is gereed, die koue drinkgoed is ook gereed.